Marlene, mense wat jou loopbaan gevolg het, ken jou as digter, romanskrywer, kortverhaalskrywer, dramaturg en 'n skrywer oor kos. Maar jy's ook 'n liefhebber van koorsang en het in 'n stadium baie belang gestel in die toneelregisseurskuns. Watter manier van taalgebruik ontwyk jou nog? Ehm ja, die woord ontwyk is interessant. Ek dink as woorde mens nie ontwyk het nie, het jy hulle nooit gesoek nie. En gelukkig ontwyk hulle jou. Ehm ehm ek dink dat die mees ontwykende woorde die woorde van poësie is en dan nog liriese poësie. As ek eendag 'n goeie lied kan skryf, 'n goeie singbare lied, dan sal dit my groot plesier gee. Sou jy dus ooit jou hand waag aan jou libretto vir 'n opera? Ek het al sulke grappies probeer. Ek weet nie heeltemal genoeg van musiek om dit te doen nie. Ek dink dit is goed moontlik. My probleem met libretto is natuurlik behalwe die kennis van musiek wat my ontbreek, is dat ek is so veelwoordig en niemand sal soveel woorde kan komponeer as wat ek skryf nie. So dit sal gaan om 'n soort musiek of 'n soort taal te vind wat meer gestroop is, sodat dit ja, ek het al so iets probeer. Niemand het dit nog getoonset nie, maar dit lê daar my laai. Ek dink dit is onsingbaar. Het jy 'n voorkeur vir enige van die genres? Op die oomblik moet ek sê, prosa maak my bang. Ek hang al hoe meer na poësie. Gebeur dit ooit dat iets wat jy geskryf het jou so ontroer dat jy wil huil? Meestal, as ek ontroer voel as ek skryf, weet ek, aha, ek het die leser. Want ek is maar gewoon die eerste leser van die soort effekte wat uit my voortkom. So as daar so 'n effek uit my voortkom, wat maak dat ek ontroer voel, dan weet ek, ek het die leser goed beet. Dieselfde as ek lag. So dit gaan daaroor om myself in 'n posisie te stel van die leser, om sekere effekte te bereik. Natuurlik wil mens nou ook nie 'n heeltemal huilende of lagende leser hê nie. Jy wil ook 'n nadenkende een hê. Hoe skud jy die stof van moedverloorse vlakte van jou voete af? Ek het 'n liewe vriendin wat altyd sê, gaan lê op die bed tot die gevoel verbygaan. Wat ver geskryf proses van jou emosioneel, psigies, intellektueel, fisies? En verskil dit wanneer jy met verskillende genres besig is? Ek het toenemend die gevoel dat as ek prosa skryf, my verstand meer werk. En as ek poësie, ja, dit is seker normaal, as ek poësie skryf, ek op 'n plek moet kom waar ek 'n emosionele fokus kan hê. Of ten minste in die aanvangsmomente van iets wat mense gedig sal wil noem. Oor die algemeen verg die skryfproses heel wat van 'n mens. Ek dink as dit nie heel wat sou verg nie, sou dit nie op die ou end goed word nie.